Goeiedag geliefde. Ek wil baie graag hierdie week saam met jou stil word rondom die woord, rondom lyding, rondom Christus se lyding en ook rondom jou en my moontlike lyding. Mense het so baie keer die idee dat Christus se lyding bestaan het uit van daardie aand af wat hulle hom gevange geneem het totdat hy aan die kruis gesterf het. Maar Christus se lyding is baie meer omvattend as dit. En ek wil net aan so 'n paar aspekte van sy lyding dan nou aandag gee en wat die boodskap daarin is vir jou en my vandag. Ons begin op hierdie maandag met Johannes 14 vers 1 tot 9. Julle moet nie ontsteld wees nie. Glo in God, glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As dit nie so was nie, sou ek nie vir julle gesê het ek gaan om vir julle plek gereed te maak nie. En as ek gegaan het en vir julle plek gereed gemaak het, kom ek terug en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan weet waar ek is. En julle ken die weg na die plek waarheen ek gaan. Thomas sê toe vir hom, Here, ons weet nie waarheen u gaan nie. Hoe kan ons dan die weg daarheen ken? Jesus het vir hom gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie. As julle my ken, sal julle my Vader ook ken. En van nou af ken julle hom en sien julle hom. Toe sê Filippus vir hom, Here, wys vir ons die Vader en dit is vir ons genoeg. En Jesus sê vir hom, ek is al so lank by julle en ken jy my nie, Filippus? Hoor jy die absolute teleurstelling in Jesus se stem? Hy is besig om vir hulle te vertel dat hy die hemel gaan regmaak en dat hy hulle gaan kom haal en dat daar vir hulle 'n wonderlike toekoms is. Dat dit wat hulle hier saam met hom ervaar het, net 'n klein stukkie was van sy volle heerlikheid. En al wat Filippus hoor is een of ander teologie oor die Vader en die Seun en hy sê maar, wys vir ons die Vader. En Jesus kyk hom teleurgesteld aan en hy sê maar, hoe lank ken jy my nie nou al nie? Hoe lank hoor jy my nie al hierdie selfde ding sê nie? As jy my ken, ken jy die Vader, as jy my sien, sien jy die Vader. Want dit is nie die eerste keer wat Jesus verwys na sy eenheid met die Vader nie, na sy eie God wees nie. Maar Filippus het dit gemis. Ek weet nie wat in Filippus se kop aangegaan het nie, ek weet nie waaraan hy gedink het nie. Maar sonder om 'n hou te slaan, word hy deel van Jesus se lyding. Wanneer die Seun van God as mens teleurgesteld moet staan. Nou, toe ek in die onderwys was, het 'n skoolhoof onder wie ek een keer gewerk het, vir my gesê, jy stel nooit 'n kind teleur nie. En dit is so. Kyk maar as 'n kind teleurgesteld word, die absolute vernietigende effek wat dit op hulle het. Weet jy dat teleurstellings in kinderdae tot in mense se ou dag by hulle bly? Teleurstelling is het 'n geweldige invloed op mense se lewens. En ek sien dit elke dag in my spreekkamer. So teleurstelling is 'n emosie van lyding. En Jesus het dit geken in 'n stukkie waar dit vir hulle moes goed wees om te hoor van wat gebeur en wat gaan gebeur. Staan net teleurgesteld. Hulle het nie eens gehoor dat hy sê hy gaan hulle hemel toe vat nie. Hulle wil net, Filippus wil net die Vader sien. En Jesus is intens teleurgesteld. Hoekom het Jesus hierdie stuk teleurstelling as lyding ervaar? Sodat ek en jy dit nie hoef te ervaar nie. Weet in Lukas 12, lees ons iets wonderlik. Dis Jesus wat hier praat, dan sê hy, elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal die Seun van die mense hom openlik uitspreek voor die engele en voor God. Ons sal nooit teleurgesteld word as sy kinders nie. Hy sê wanneer ons sy naam bely,
dan is hy besig om ons naam in die hemel te noem voor die Vader en voor die hemelwesens en die engele. Dis waar my en jou naam gehoor word. Jesus sê dit sodat ons weet dat ons nooit teleurgestel sal word nie. Daarom skryf Paulus aan Korintiërs, hy sê die hoop beskaam nie. Daar's geen teleurstelling vir die kinders van God nie. Want Christus weet hoe voel dit om as 'n mens teleurgestel te word. En dis seer en dit is vernietigend. En kom ons dank hom vandag dat hy ons nooit teleurstel nie, maar jou naam en my naam in die hemel voor die troon van die Vader noem. En mag dit sy leiding vir ons in perspektief plaas. En mag ons dit ons eie maak en dankbaar daarvoor lewe. Shalom.